So goeiemôre, baie welkom by ons Woensdag Woordvat en ek wil net so 'n bietjie saam met jou kuier rondom iets wat die Here net verder in my hart stuur na hierdie naweek. Ek het so 'n bietjie die naweek gekuier rondom hoe ek en jy hoopdraers is in tye wat onseker is, in tye wat de mekaar is, hoe ek en jy kan leef met 'n hoop en hoe ons dit kan dra in ons wêreld. Want vir my en jou, ek en jy is geskep om die heerlikheid van die Here te openbaar in ons samelewing, tussen ons bure, tussen ons vriende, tussen ons kollegas. Ek dink in tye wat dit onseker is dit juis nodig dat ons sal hoop dra in oral waar ons gaan. Die manier hoe ons praat, dit wat ons sê, dit wat ons onsself mee besig hou, dat dit sal hoop bring in ons samelewing, dat dit sal waarheid kom oopbreek vir mense in hulle lewens. En as ek kyk na die Nuwe Testament, is dit so mooi hoe ons nêrens sien dat enige iets wat ons leer van Jesus Christus, wat ons leer by sy disippels, eintlik iets is wat gedrewe word deur vrees nie. Dit word alles gedrewe deur God se liefde, deur God se purpose in ons lewens. En Filippense 4 is so goed, en ek is seker jy ken hierdie gedeelte nog ons regtig goed. En ek lees vir jou die Message vertaling uit Filippense 4 vers 6 tot 7, en dit sê hierso: Don't fret or worry, instead of worrying, pray. And let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. En dan gaan hy aan in vers 7 wat hy sê. And then before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It is wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Hier is 'n uitnodiging, dat ek en jy ons hele lewe, alles wat ons nou mee besig is, die onsekerhede, die goeters wat ons de mekaar maak, die goeters wat 'n ou op 'n plek bring waar jy net wonder oor wat is die volgende tree. Kom sê, laat dit toe, laat daai goeters eintlik jou gebeure kom vorm op die einde van die dag. En hoe ek en jy, wanneer ons praise, wanneer hy sê, let your praises shape your prayers, gaan dit juist daaroor dat ons moet fokus op dit wat die Here mee besig is, die goedheid van God in ons lewens alreeds, dit wat ons voor dankbaar kan wees, want jy sien, wanneer ons fokus skuif na die dankbaarheid, dan skuif ons fokus na die regte dinge toe, dan is dit besig om te fokus op dit wat die Here eintlik wil hê. Maar hy stop nie daar nie, hy sê die volgende dinge wat so belangrik is, en hier is die motivering vir my en jou, rondom, wat is die dinge wat ons dryf in hierdie lewe? Hy sê juist, vrees dryf ons nie. Die volgende dinge, en hy sê in vers 8, summing it all up, I'd say you do best by filling your minds and meditating on things that is true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious. Focus on the best, not the worst, the beautiful, not the ugly, things to praise, not things to curse. Put into practice what you've learned. So, what you've learned from me, that what you've heard and saw and realized, and do that, and God will make everything work together, will work you into the most excellent harmony. So my so mooi, summing it all up, fill your minds and meditate on things that is true, noble, authentic, compelling, gracious, the best, not the worst, the beautiful, not the ugly. Wanneer ek en jy wil lewe met hoop, wanneer ons hoop wil dra in ons wêreld, wanneer ons Here wil net openbaar deur ons lewens, die manier hoe ons net dink, doen, praat, begin dit by my en jou fokus. En as ek en jy fokus op dit wat Jesus alreeds in ons lewens doen, waarvan ons kan dankbaar wees, ons is besig om eintlik ons fokus te trek na sy voorsiening. As ons besig om op te hou, dan kyk ons nie na dit wat om ons aan die gang is nie, want die wêreld om ons is die heeltyd besig om te verander. En hierdie ding weet ek en jy, is dat Christus bly konstant. En as ek en jy fokus op dit wat hy mee besig is in jou lewe, en dit wat hy reeds gedoen het, en dan fokus om daai storie te vertel, weet jy wat, dan is ons besig om hoop te dra, dan is hierdie woorde besig om waar te word, waar God se, the sense of God's wholeness, wat 'n greep kry op ons lewens. En ek dink, as ek en jy hierdie week ingaan, soos wat ons nou in 'n vakansiedag is, net 'n bietjie tyd uitkoop en fokus op dit wat Jesus al reeds in jou lewe gedoen het. Fokus op die goedheid wat hy mee besig is. Fokus op sy voorsiening. Dan dink ek, is ek en jy besig om eintlik die tree in die regte rigting te gee, om hoopdraers te wees in ons samelewing.
Mag die Here jou seën vandag op jeugdag. Mag jy sommer net van vooraf in jou gees jonk voel, lewendig voel, soos wat jy fokus op hoe Jesus besig is om vir jou te voorsien en deur jou lewe besig is om te werk. En mag hierdie woorde my en jou lewe kom beskryf. Filling our minds with what is good, the best, not the ugly. En wanneer ons dit doen, dan is die Here besig met 'n godswerk in ons lewens, waar hy besig is om die worries van die lewe uit ons pad uit te haal, eintlik uit ons lewens uit te sny. En hy kom vervang dit met sy lewe, sy liefde, sy vrede op die einde van die dag. So mag dit die waarheid vir jou wees, mag dit die waarheid wees soos wat ek en jy besig is om Jesus te leef en saam met. Die Here bless jou op hierdie Woensdag en sien mekaar weer.